met elke waarheid, met elke keer seëning, met alles wat die koninkryk vir my het. Laat my lewe 'n verskil maak, waar ek is, waar ek gaan, soos ek is. Gebruik my persoonlikheid, gebruik my grappies, gebruik my lewe, my stories, hoe ek is. Het my so gemaak. Gebruik my. Ek wil nie hê my lewe moet eendag tot 'n einde kom en ek het niks beteken vir die koninkryk nie. Here Jesus, het nie verniet vir my gesterf nie. My lewe sal getuig van die waarheid van die kruis. My lewe sal getuig van die waarheid van die opstanding. My lewe sal getuig van die teenwoordigheid in my lewe. Ek surrender vandag. Ek gee oor. Hier is ek. Ek is U seun. En ek bid dit in Jesus naam alleen. En dan ons sê saam. Amen. Julle kan sit. Terwyl ons so sing en nou voel net hoe God se teenwoordigheid net toeneem, dink ek aan 'n gesprek wat ek 10, 12 dae terug met iemand gehad het. En die persoon sê vir my hierdie woorde, hy sê, wat maak julle ervaring as Christene? Wat julle sê, julle voel die Heilige Gees, of julle voel die teenwoordigheid van God, julle voel die goosebumps en moet net nie Kentucky toe gaan na die tyd nie, maar jy voel, julle het hierdie ervaring, wat maak het anders as die ou wat by Loftus Cheer en hy kry hoendervleis, of die ou wat by 'n musiekkonsert is, en hy kry daai wow gevoel. En ek sê die verskil is, die een wat die Heilige Gees voel, sy lewe verander. Die blouwil bly 'n blouwil. Die leeu bly 'n leeu. Maar die kind van God transformeer. Sien, as ek en jy op gevoel moet werk, gaan ons God mis. Ek sê altyd die meeste, of die enigste ware bewys van die Heilige Gees, is veranderde lewens. Daar's baie ouens wat sê, jy moet hierdie hê, of jy moet daai, of jy moet die kan doen, of daai kan doen. 'n Lewe wat verander en God dien, daar's nie 'n groter getuienis. Amen. So ja, dis deel van die vrae wat ek partymal kry, net om julle 'n bietjie deel van my dag te gee. Laat wie hierdie foon hou hom by jou. Ja, ek sal nou weer gebruik. Prys die Here. So ja, vanoggend, die laaikas lewenstyl. Amen. Wie van julle het 'n laaikas by die huis? Kom ons begin by die kombuis. Wat is in jou boonste laai? Hoekom? Wat is die goed wat jy? Tweede laai? Utensils. Ok, dit wat nie messe en virke is nie, maar opskeplepels, jou groot messe. Nee, hoekom nie, waar is jou groot messe? En hulle eie laai. Ja, want hulle is bietjie skerp. Wat is in jou derde laai? Vaardoeke? Hey? As dit net 'n 3 laai kas is, die crap, as dit 'n 4 laai kas is, daaronder. En dis die laai wat jy die meeste goed in soek, maar nooit kry nie. Tot jy anders ding soek, dan kry jy daai ding. Amen. Baie keer is ons geestelike lewe so. Ons geestelike lewe is in kompartemente opgedeel. Ons lewe elke dag is in kompartemente opgedeel. Amen. Want jy het 'n werkslewe, jy het 'n familielewe, jy het 'n kerklewe, jy het vriendekring, jy het 'n sosiale lewe. En al hierdie goed is in kompartemente opgedeel. Amen. En dis wat dit baie keer challenging maak vir ons, is hoe kry ek 'n balans teen hierdie goed? Hoe kry ek 'n balans? Jy het al agtergekom, dis nie maklik om jou lewe gebalanseerd te hou. Dis nie maklik om alles te maak werk. Amen. Ek dink nog vir die van julle wat 'n enkel ma is dit nog challenging. Die van julle wat nie kinders het nie, is dalk makliker vir hulle wat kinders het. Die wat nog net date is makliker as die wat al getroud is. Die wat lang getroud is dit makliker as die wat nou net getroud is.
Want die nie-getroudes moet nog goed uitsort van wat se kerk, wat se skool, waar gaan ons, amen. Dan sê ons, Charlie, as jy trou, dan word julle een. Die fight is wat die een? Want ek het so groot geword en jy het so groot geword, amen. Ek like dinge so en jy like dinge so. Ek hou van Ford, jy hou van Toyota. Wie's reg? Dan kom jy iemand tussenin en sê, nee, maar wat van 'n Isuzu? As ek ons bid vir jou. En so ons hele lewe is kompartemente. Ons hele lewe en ons begin ons lewe leef volgens wat's die belangrikste, wat's in die boonste laai, tot wat's in die onderste laai. Amen. En dis die vraag wat ek vanoggend wil vra. Ek begin met hierdie vraag. Amen. Is God net deel van die prioriteite in jou lewe, of is hy die middelpunt van jou lewe? As ek 'n laaikas van, kyk net hoe pragtig. Amen. Kom ons vat 'n laaikas. Matteus 6:33 leer ons, soek eerste die koninkryk van God. Amen. Maak God eerste in jou lewe. Ander woorde, begin jou dag saam met die Here. Jy het ons al gehoor, mense sê, begin jou dag saam met God. Hou jou stilte tyd. Amen. So, party mense is baie committed daartoe, ander ouens is minder committed daartoe. Party mense staan vroeër op, want hy wil God eerste in sy dag ken. So, hulle is al 4 uur stilte tyd, van julle is like, nee, is nog koud. Amen. Wie van julle al probeer in die bed stilte tyd? Het werk nie. Ek onthou die eerste keer jare terug, nuwe Christen. Ek gaan ook stilte tyd hou vroegoggend. Ek gaan sit op die lazy boy in die sitkamer. Toe maak hy boy vir my lazy. Ek word 'n uur later wakker, is like, weet jy hoe skuldig laat die duiwel jou voel? Wat se tipe Christen is jy? Jy slaap as jy moet bid. Jy slaap as jy moet Bybel lees. Ek het sleg gevoel. Die volgende dag, sê ek nie, ek gaan hom weer draai. Maar ek besluit, ek gaan sit op die badse rand. Want as jy nou slaap, gaan jy wakker word op 'n ander manier. Amen. En dit het gehelp om in 'n roetine te kom. Ek het een keer gesê, nee, ek gaan sommer op my knie, ek's moeg. Was nog daai tyd wanneer jy probeer 'n gebalanseerde lewe hê tussen student wees en Christen. Daai is moeilik. Amen, jy kom 4 uur die oggend by die huis, 6 uur ry jy werk toe. So gaan gou bid, jy sommer daar op jou knie langs die bed. Ek word 2 ure later al wakker. Iemand het my bene gesteel. Ek kan nie opkom nie. Ek bly val. Daar's nie krag nie. Die bloedtoevoer is afgesny. Dit is morsdood. Amen. En so graag wil ons God eerste plaas. Of het agtergekom is nie so maklik nie. Van die lewe gebeur. Jy kry dit reg, toe jy single is makliker as toe jy getroud is. Nou wil jy opstaan en gaan bid en jou man of jou vrou sê nee, lê net nog 'n bietjie. Of jy's reg om nog 'n bietjie te lê en dan het jy 'n piepie. Das is soos 'n regtig nou. Wie van julle praat ook met jou blaas? Dat hy soos die onmoontlikste tye om te besluit. Jy moet jy agtergekom, jy gaan bed toe jy het nie 'n piepie nie tot hierdie lig afsit. Asof jou blaas jou sê nee. Ek het nog iets oor vir die dag. En dis wat ons doen. Ons begin ons lewe bou op die regte prinsip van God eerste. Nou kry ons 'n baba. Skielik is jou stilte tyd baba tyd. Skielik besluit die baba hoeveel slaap jy, wanneer slaap jy en of jy slaap. Amen. Nou sit soos in Here, wag net 'n bietjie. Jy weet ek het nou nuwe fokus, Here. Baba kom nou eerste. Baba kom nou eerste, Here. Maar Here is okay, ek het nie van U vergeet nie. Ek sal net 'n ander plan maak. Ek sal later by U uitkom. Ek sal later by U uitkom. Here, want daar is nie nou tyd nie.
Here, jy weet my familie is belangrik. Here, jy weet my kind, Here, jy het daai kind vir my gegee. Wag net 'n oomblik, ek sal later weer uitkom. As jy weer kyk, is 'n week verby. Jy het nie meer met God gepraat nie. Skielik het jy die vooruitsig van 'n nuwe werk. En hulle sê vir jou, daar's jou bevordering. En jy is like excited, jy gaan beter na my kind kan kyk, alles, hulle beloof tot vir jou, jy gaan meer familietyd hê. Ek het al geleer as 'n werksplek dit sê hardloop. Want hulle wat hulle eintlik vir jou sê is jou werk gaan jou familie word. Want skielik staan jy vroeër op, want jy moet werk voor jy op kantoor kom, en dan kom jy by die huis, dan moet jy werk voor jy bed toe gaan. So jy sê vir jou familie, sorry, nee, hier's nou 'n werk. Julle moet nou net een afskuif. Maar Here, jy moet ook nou wag, want onthou, daar's nog 'n familie ook. Nou het jy familie, jy werk lang ure, jy werk Saterdag, jy werk Sondag. Jy kom nie by die kerk uit nie, jy kom nie by Christus uit nie, jy kom nie by die woord uit nie. En wat sê ons dan? Die Here verstaan. Die Here verstaan. Nou kom die ander groepsdruk, die vriende. Ons sien jou nie meer nie. Vandat jy met haar getroud is, het jy nie meer vir ons tyd nie. Vandat jy 'n kind het, wil jy nie meer sosialiseer nie. En nou moet jy skielik hierdie wêreld balanseer, is like, en skielik kom onder 'n groepsdruk. Skielik praat hulle met jou oor, jy broer, jy moet bietjie update, daai kar van jou is oud, is dit nie tyd vir 'n nuwe kar nie? Is dit nie tyd vir 'n nuwe bike nie? Is dit nie tyd vir iets nuut om jou self net bietjie status, en jy werk so hard, jy skuld dit jouself, jy gun dit jouself. En daai groepsdruk kom van die vriende af. Want hoekom? Omdat jy nie meer die Here dien nie, raak materialisme weer jou God. Jou fokus raak weer materialisme. So skielik is, okay Here, ek het Gucci nodig. Skuif jy net nog 'n bietjie af. Want nou moet my vriende inkom, bo my werk. Vriende moet inkom bo my familie. En God val uit die bus uit. En dan kom jy by 'n plek en skielik sê iemand vir jou, ja maar onthou Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God. En sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. En jou eerste ding is, hoe soek ek nou weer vir God? Waar soek ek hom? Wanneer laas het ek ooit met hom gepraat? Maar dis 'n vraag wat ek baie kry. Pastoor, ek weet nie eers hoe om te bid nie, so lank laas het ek gebid. Waar begin ek Bybel lees? Ek kan nie eers meer onthou nie. Dan sê jy vir hulle, sê gou die boeke van die Bybel op. Skrik hulle boeglam. Ek ook, want ek kan nie almal so dadelik opsê nie. Ek moet 'n bietjie dink. Amen. Sadrag, Mesach, ou met een oog. Nee, is nie dieselfde boeke nie. Amen. Ek het baie keer as ek leierskapopleiding vir kerke aangebied het. Dan sal ek lag om vir die ouens te sê, blaai gou na die boek van Hizkia toe, in die Ou Testament, daar by die klein profete, ja dan soek hulle. Hy klink so Hizkia, asof hy daar kan hoor, Hosea, Hizkia, Esegiel, maar Hizkia was net 'n koning, hy was nie 'n boek nie, maar is lekker om te sien hoe mense spartel, soek vir Hizkia, pastoor het gepraat. En so maklik word ons lewe so laikas. So maklik begin ons lewe weer om die wêreld draai, om ons vriende draai. En ons vergeet God. So maklik kom my hobbies eerste. So maklik is like, ja, maar jy moet verstaan, pastoor. Ek het 'n vol lewe. En partymal moet die Here iets stuur om jou hele lewe, ek gaan nou nie my vrou se kassie op die vloer uitgooi nie, om jou hele lewe te ontwrig. Laat God weer eerste kan kom. Jy moet dalk jou werk verloor. Jy moet dalk 'n vriend verloor, kind verloor. Jy moet dalk jou huis verloor. Jy moet dalk jou sosiale status verloor. Want hy sê vir jou, jy's te ver van my af.
En dit my begin pla, oor, dan gaan ons dit nooit reg kry nie. In Desember het ons gepreek oor Kolossense, en Kolossense maal so in my, so baie gesprekke wat ek het, antwoord ek mense uit Kolossense uit. En Kolossense 1 vers 17 sê die volgende. Hy sê, He is before all things, and in Him all things hold together. En ek begin dink aan Christus in ons lewe. Wat as Christus nie 'n laai is nie, maar die kas is? Wat as ek hom op sy regmatige plek, ons sing volgende, lag ek so, ek het nie eers vir ons gesê wat is songs nie. Maar die songs gaan oor Christus in my, die songs gaan oor God is deel van my lewe 24/7. En ek is like so, wow, Here, terwyl ons sing, want dit is vir my so bevestiging. As ek van God net 'n laai maak, gaan ek heeltyd voel ek mis dit. Dis anders as ek hom betrokke maak. As ek besef my hele lewe is in hom gevind. God is nie iets wat ek soek nie, ek is iets wie God gevind het. Ons sing het, Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Nick, Charlie, julle is wat sing, I once was lost, and now, I'm found. Ons dink ons vind God, maar hy het jou gevind. Ons dink ons roep die Here, hy het jou geroep. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Ek en jy is klaar deel van alles wie hy is. Maar dis wat Kolossense sê, alles is vir hom geskape. Deur hom en vir hom. Aan die ander woorde, hy het jou klaar gemaak met een doel, vir hom. Hy is die laikas. Jy dink, jy leef so 'n lewe. Jy leef 'n laikas lewe. Ek leef 'n laikas lewe. Sien, wanneer Christus die middelpunt van jou lewe is, as hy die laikas is, sê Galasiërs, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Sien, dis nie meer ek wat hom soek nie. Ek vind myself in Christus. Ek ontdek wie's ek as gevolg van hom. Ek ontdek my lewe as gevolg van sy lewe. Skielik kyk jy anders na jou werk, skielik kyk jy anders na jou familie, skielik kyk jy anders na jou vriendekring. Hoekom? Want die lewe wat ek leef, leef ek vir Christus. En ek wil hê almal wie ek ken moet deel wees daarvan. Nie sê vriende, wag julle, ek gaan nou eers kerk toe nie. Nie sê familie, kom, julle moet almal wakker word, ons moet ten minste kerk toe gaan hierdie week nie. Sien, wanneer Christus jou lewe is jy nie gepla wie kom saam of wie nie. Jy's ge-worry oor, is ek daar vir u, want u is daar vir my. Al daag jy alleen. Ek onthou toe ek jeugpastoor, hulle maak my jeugpastoor, hulle sê nee, ek moet begin 'n jeugbediening begin by 'n kerk. Was ek en die girl wat ek gedate het daai tyd en haar sussie, ons is 3. Begin 'n jeugbediening. Amen. Vol moed en spoed. 3 maande later is ons 2. Dis die girl al gat vol vir my, maar die sussie stiek nog. Sy het my meer gelike as die sussie. 6 maande later is ons 300. What happened? Ek het dit nie meer oor my gemaak en my roeping nie. Ek het nie meer gesê ek het 'n calling nie. Ek het nie meer gesê ek gaan vir die Here werk nie. Ek het op 'n punt gekom en gevra, wat wil u? Hoe wil u dit doen? Mag ek deel wees daarvan? Help my om die hande en voete te wees. Gebruik my lewe in my werksplek. Daar begin ek 'n selgroep by my werksplek. Hulle het in ons company gesê, jy praat nie oor Christus nie, wat doen ek? Om die hoek was 'n kerk, ek kom ons daar gaan praat. Min het ek geweet, daai tyd is Christus se paaseke. Min het ek geweet, hy is die jong lad wat vir my oopsluit, om selgroep te hou. Die Here het 'n plan, al weet jy nie. Begin die selgroep. 'n jaar later is ons 45 op 'n Woensdag. My baas sê vir my, jy weet, lunchtyd is net 'n halfuur. Ek sê, kan nie help, dit was 1 uur en 'n half vandag. Die Here het gewerk.
Weet jy wat sê sy? Dat die mense net vir hulle toesighouers sê hulle gaan laat wees. Nie stop dit nie. Sien, wanneer jy die wil van die Here doen, is guns altyd aan jou kant. Pastor Dani wat oorlede is, julle weet, hy was my mentor vir baie jare. Hy het altyd hierdie ding gesê, one day of favor is better than 1,000 days of labor. Een oomblik van guns kan alles verander wat jou lewe aangewerk het, of gedink het jy werk. Want dis wat die guns van God doen. Sien, ons wil die laikas lewe hê. Yes, ek moet perform, ek moet almal happy. Maar as Christus my lewe is, hoef ek niemand happy te hou nie. Ek hoef net te leef. Die wat happy is, sal jou volg. Die wat nie happy is met Christus nie, gaan jou nie volg nie. En dis waar die challenge inkom vir mense. Want baie mense verkies hierdie lewe. Want ek lees daarom Bybel, my vriende is laaste, so ek's 'n beter Christen as jy. Charlie, jy het nou al weer werk gekies, bo jou familie. En dis wat mense sê. Ja, vandat jy kinders het, tel ons vriende nie meer nie. Maar die Here sê ek is sy skaapie. Wag, dat ek die dag gaan en is 'n skaap wat gerek is, hy was agter aan 'n fort vasgemaak. Hy wegtrek die rek. Sien wanneer, weet nie wie van julle, wie het biologie gehad op skool? Wie het geleer van ekosisteme? Nou Christus word jou ekosisteem. Alles leef in hom. Alles leef in hom. Jou werk kry waarde in hom. Jou familie kry waarde in hom. Sien, in Christus het jy nie die stres van, is God eerste nie. In Christus is God in elk geval eerste. Want hy is deel van die Godheid. In Christus is jy klaar vir die Vader aanvaarbaar. Want dis hoekom hy die Seun gestuur het. Dat ons weer met hom verhouding kan hou. Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So die maklikste na die Vader is maak Christus die middelpunt van my lewe. Want in alles wat ek doen, behaag ek hom. In alles wat ek doen, soek ek hom. Skielik is my stilte tyd, my gebedstyd nie 'n moment in 'n dag nie, dis deur die dag. Wie het net agtergekom, is makliker om 10 klein gebedjies deur die dag te bid, as 1-2 ure gebed in die oggend. Ek weet ook nie wat sê mense alles vir 2 ure nie. Ek dink die maklikste gaan wees dankie. Ek praat nou die dag met iemand, die persoon sê, ja, ek het altyd gewonder, hoekom sê jy, gaan skryf alles neer in jou huis, en dan sê jy vir die Here dankie, vir elke ding, noem hom op sy naam. Dan sê sy, hoe moeilik kan dit wees? 7 ure later, toe sy nog nie klaar dankie gesê nie. Toe sê sy, ek moet ophou ming. Want ons vergeet wat het ons. Ons vergeet die guns van die Here wat klaar op ons lewe is. Ons vergeet van dankie. Amen. Ons vergeet van dankie. So hoe bring ek Christus in elke laai van my lewe in? By die werk, Kolossense 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Doen jou werk asof jy dit vir die Here doen. Onderhou met jou werk. As iemand vir jou die werk sê, yes, jou werk het so toegeneem. Wat's anderste? Want ek doen dit nou vir die Here, nie vir julle nie. Sy naam moet krediet kry vir my werk. My excellence behoort aan hom, nie aan 'n sisteem nie. Amen. Wat ek doen, doen ek asof ek dit vir die Here doen. Amen. Vir my familie. Joshua 24:15. As for me and my house, we will serve the Lord. Sien, om God te dien is nie 'n moment om die tafel nie. Om God te dien is 'n leefstyl. Kan jou kinders sien, jy dien die Here. Kan hulle deur jou hele dag sien, jy en God het verhouding. Of moet hulle wag vir Sondag by die kerk? Nog op pad kerk toe baklei jy met jou vrou. So jy sit in elk geval, jy het die lus. Wie het al agtergekom hoe maklik baklei jy op pad kerk?
Ek kan dit sien, is daai couples wat nie eens mekaar wil vashou nie, kerk. Al weet ek, nee, hulle het alweer woorde uitgered. Sy sit jy kan sien, sy idol so, en hy sit net so vir die dak en kyk, Here, is jou dogter, kom haal haar. En dis wat die vyand wil hê, want as jy fight op pad kerk toe, steel hy jou vrede om te luister. Dis hoekom hy jou opwerk. Skielik ry jou man sleg, hoekom moet jy so ry? Moet jy altyd op baie mense se gat ry? Hy's like, wil jy bestuur? Nee, ek ry nie jou kar nie. Die kinders sit daar agter. Ek sal nie weet nie, dit gaan nie mos so met julle nie. Gaan ander mense. As for me and my house, we will serve the Lord. Daai hele konsep van Josua 24 is so 'n belangrike konsep. Want God sê dat ek stel vandag voor jou lewe en dood. Kies lewe. Christus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wat sê hy? Kies Christus. Kies Christus. Amen. Dis wat my ministry verander het. Die dag ek sê, ek werk nie meer vir God nie, ek werk saam met hom. Want hy woon in my. Dis hy wat my prompt. Bid vir daai ou. Dis hy wat my prompt en sê, gaan so en toe. Dis hy wat my prompt en sê, doen hierdie. So nou Dinsdag aande begin met die boek van Hebreëus. En ek is like, 13 hoofstukke, 13 weke. Die eerste klas is ons by vers 2 gekom. En met 10-1 volgende week gaan ons net vers 3 doen. Want daar is soveel om oor vers 3 te sê van Hebreërs 1. So Spotty gesê het, pastoor, as ek jou so luister, gaan ons 2045 klaar met Hebreërs. Prys die Here, as ons so lang kan leef en leer, amen. My finansies, hoe maak ek God betrokke in my finansies? Proverbs sê, honor the Lord with your wealth. Kan jy God eer met jou finansies? Kan jy dankie sê, ek praat met iemand nou die dag, en ons ry en die persoon sê vir my, weet jy wat scary, ek het nooit besef hoe dit werk nie. Hy sê, maar die dag toe ek besluit om te saai in die lewe van gewers, toe word my oes groot. Baie keer gee ons net vir tykers. Maar wanneer jy in 'n gewer se lewe saai, wat die leefstyl van gee leef, weet jy, jou saad gaan nie ophou. Amen, Pastor Rodney sê altyd, jy doen 2 goed met saad. Jy saai dit of jy eet dit. Amen. En dis die challenge wat ek en jy elke dag face, is hoe dien ons God met finansies? Ek kan maklik elke week hier sit, staan in 'n skuldige versie vir jou gooi om jou te laat skuldig voel. Want jy gee nie genoeg nie. Prys die Here, God kyk na gesindheid, nie 'n bedrag nie. Want jy kan die meeste gee met die slegste hart en geen blessing hê. Trust my. Ek het dit al te veel gesien. Ek was al deur mense gemanipuleer, of hulle my manipuleer met 'n chequeboek. Jy sê vir my, hier is 'n skoon cheque, skryf jy die bedrag. Wat het jy nodig? Koop vir die kerkgrond, koop vir jou huis, koop vir jou kar. Weet wat jy wil hê? Jy weet hoeveel geld het. Daarso. Ek sê, wat wil jy hê? Hy sê, wat bedoel jy? Ek sê, wat wil jy hê in ruil vir daai cheque? Hy sê nie, ek wil op die kerk se bestuur sit, want daar moet bietjie goed verander. Ek hou nie van hierdie tipe liedjies nie. Ek hou nie van daai van nie. Ek hou nie daarvan as jy preek en partykeer shit sê nie. Ons moet al hierdie goed moet verander. Wat doen ek? Ek vou die checkie terug. Sit hom in sy baadjie sak. Sê, gaan koop vir jou kinders sweeties na die diens. Salwing is nie te koop nie. Want wat gaan hy afval met so baie geld maak? Ek kan nie eens tot hotel nie. Amen. Ek sê drummer, ons ken net 1, 2, 3, 4. 1, 2, basis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dis die dansers wat verder gaan. 5, 6, 7, 8. En die arme klankman. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2. Wie weet is die waarheid?
Ja. Dansers moet maar 5, 6, 7 uitvat, want 1, 2, 3, 4 slag gevat. Dit is so belangrik dat ek en jy verstaan. Wat wil ek hê jy moet doen na vandag? Gaan bedink hoe lyk jou geestelike struktuur. Is jy 'n laai Christen? Wat God kom... Nee. Is dit vandag vir myself. Wat om in compartments opsit, en jy deel God op in sy plekkie, en jou lewe in sy plekkie. Hoe lyk die struktuur van jou geestelike lewe? Of is jy net 'n happy, alles wat jy het, is deel van sy plan? Vat jy hom saam werk toe, vat jy hom saam braai toe, vat jy hom saam vriendekringe toe, vat jy hom saam kerk toe. Party mense het jou Christus nodig, die way hoe jy praat en wat jy sê, is dalk die antwoord wat hulle nodig het. Almal wil nie altyd vir my luister. Dis my lekker, partymal gaan ons na winkel toe, my vrou moet gaan kerk shopping doen, dan sien ek, as ek sien hoe lank die lys bepaal of ek saam ingaan of nie. As die lys baie lank is, dan sê ek kry by Mac and Bean. En hoeveel keer ek al by Mac and Bean sit en bid en met die Here praat, dan sit die agter 'n kappel, of 2 mense wat koffie drink. Hulle gesprek beantwoord my gebed. As ek so sin, dis bietjie vinnig. Ek vra nog net, ek het nog nie eens dit mooi bedink nie. En terwyl ek met hom praat, dan praat hulle daaroor, dan kry ek my antwoord. It's like, wow. Sien, dis wat ek geleer het, wanneer God deel is van alles, is daar nie pressure om by hom uit te kom nie, hy is in elk geval daar. Amen. As jy 'n jong koppel is en jy is verlief, wat wil jy doen? Jy wil net daar wees. Amen. Dan vlieg jy Appington toe, dan vlieg sy hiernatoe, dan vlieg sy hiernatoe. Ek het nie geweet, ek gaan julle insluit nie. Maar dis wat die wellness doen. As dit jou passion is afstand, nie 'n bedreiging nie. Is 'n blessing, want jy waardeer wat jy het. Sien, as jy God ver voel, het jy hom terug in sy laai gesit. Maar as alles wat jy doen, Christus die middelpunt, is God nooit ver nie, want hy is deel van alles. Hy is saam met jou in alles. Amen. En dis die vraag wat jy jouself moet vra, is Christus werklik deel van elke besluit? Want dis hoe deel hy wil wees. Weder jy, wat jy ook al gaan doen, werk, familie, vriendekring, voordat jy enige groot besluit neem, kan jy na hom toe gaan en sê, ek moet hierdie besluit neem, ek het nodig om met u te praat. Ek en my vrou moet praat, maar ek gaan eers bid. Ek en my pelle moet praat, maar ek gaan eers bid. Ek en my werksplek moet praat, maar ek gaan eers bid. Sien, ons los gebed vir laaste nadat die pop op die fan gestraik het. Dan sê die Here help, red my, sorg dit vir my uit. Maar as ons met gebed begin het, was dit 'n ander saak. Sien, 2006 toe ek gefire word by my werk. Ek kon nie vir my baas kwaad wees nie, ek is gefire oor ek aangejaag. Ek het geweet wat ek doen is teen die reëls. Nou kan ek nie sê stupid werk nie. Ons doen dit. Stupid werk. Maar jy het geweet jy was skelm, of jy het geweet jy wat jy doen is verkeerd. Amen. Ek was dalk die beste in wat ek gedoen het, maar ek was nie goed in alles nie. Blykbaar nie volgens hulle nie. Moenie laat die deur jou tref waar die Here jou gesplit het nie. Tatasie. Waar gaan jy? Maar ek kon nie vir hulle kwaad wees nie. Hoeveel keer is ons vir mense kwaad, maar ons is die oorsaak. As almal in jou lewe altyd verkeerd is, moet jy dalk gaan kyk wie's verkeerd. Amen? Hulle. Wat van jy? Hou nie speel. Kolossense 1:17.
Maak Christus die soos, nie net die begin nie. Moenie net by Christus begin nie. Maak hom alles. Invite hom in alles in. En jy sal verstom staan hoe dinge verander. Gaan jou kassies dalk vir eers geskit word natuurlik. Gaan jy dalk 'n paar vriende verloor? Absoluut. Gaan jy familie verloor? Absoluut. Gaan jy dalk by die werk vywer verloor, want nou is jy nie meer die baas se beste chommie of loste lyfie of whatever nie. Who cares? Dit wat ek doen, gee dit vir God eer. Ek het 'n vriend gehad, hy het gelike van die dansakademie en daai pay as you go vrouens. En dis die mooiste manier wat ek dink om dit te sê. Okay? Sonder om iemand in die gesig te vat. En hy het gelike van hierdie pay as you go vrouens. En hy het altyd vir my gesê, hy sukkel om te breek. Hy wil die Here dien, maar hy sukkel om dit te breek. Hy sê, hoe? Ek sê, waar is die Here? Nee, hy woon in my. Ek sê, jy geweet, hy kyk deur jou wat jy doen. Jy vat saam in. Jy laat hom sien wat jy sien. Jy sy gesig gesien. Dit waarvoor jy kyk, is waarvoor hy kyk. Hy het vir hom boeglam geskik. Omdat hy in jou is, gaan hy oral saam. Dit wat jy kwyt raak, hoor hy ook, want hy is in jou. Dit wat jy doen, sien hy ook, want hy is in jou. Dit waarna jy luister, hoor hy ook, want hy is in jou. Die dag toe ek dit snap, to change dit my lewe. Want skielik is dit wow, Here, waar stel ek U bloot? Sien, sulke klein openbarings leer jou groot lesse. Ek het altyd gesê, man, wat is klein sonnetjies? Dis nie so erg nie. Eendag sê ek vir die Here, wys my hoe voel U oor klein sonnetjies. En dan gee 'n droom van die kruisiging, waar hy die kruis dra. En die woord sê, en die ouens in die skare het hom geslaan. En hy wys my, jy het my dalk nie gekruisig nie, maar jy steel jou hou. Die liberty my. Jy vat liberty met my bloed. Ek wat baie gefight het, verstaan liberty. Want die ou wat jy liberty verwag dit nie. Jy sien baie keer in fights, die ou wat van die kant af kom, man Piet sê die ou, want hy is die macho, kry hy uitgeslaan. Laat jy vir hom vooraf kom. Sien, ons is baie agteraf met ons sondes ook. So dis die revelation wat die Here vir my gegee het. Dis ek so paradise hande. Ek wil nie die Here liberty nie. Sien, dis hy met my praat. Prys die Here, julle hoef nie daai goeters te doen nie. Hy gaan nie so. Maar ek en hy het daai reguit conversations, want ek wil verstaan. Ek's 'n praktiese ou, ek wil verstaan. Ek's nie teologies denkpatrone nie, maar alhoewel ek teologies geskool is. Maar ek kan nie so daai slim ouens dink nie. Dan gaan ek myself mis. Dis dalk ook met so lyk. Kaching! Dis al die goed wat oor is, dit vat elke keer 'n stukkie saam. Wanneer alles in Christus is, maak nie saak waar dit in is nie. Is op sy plek. Maak nie saak hoe lyk jou laikas nie. Dis op sy plek. Maak nie saak wat 'n laai is bo of onder nie. Dis op sy plek. Maak nie saak of dit vir jou sin maak nie, want my laikas en jou kas gaan nie dieselfde lyk nie. Wat in ons laaie is, gaan nie dieselfde lyk nie. Maar die vraag is Christus die laikas? Want as jou wêreld die laikas is, moet God 'n plekkie kry. As Christus die laikas is, het alles 'n plek. Amen. Amen. Al wat ek vra volgende. Ons gaan na huis toe vandag. En gaan bestudeer jou laikas. En as Christus nie die middelpunt is nie, gee die kas vir hom terug. En sê vir hom hierso.
Sorry, ek het dit self probeer doen. Sorry, ek wou het my way doen. Sorry, ek hou van dit so. Maar ek besef, is evil nie my wil nie. Maar help my om my wil in evil te vind, sodat ons in unity kan doen. Maak evil my wil. Transformeer my denke, my hart, my lewe, dat my like as, soos Christus lyk, en nie soos ek nie. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, dankie vir die voorreg vanoggend. Net om 'n reality check met onsself te hê. Net om 'n reality check met myself te hê. Here, want party daar voel dit dat alles is in U en 'n ander keer voel dit Kobus Siewers is weer meer. Here, ek dink ons almal gaan deur die emotions. Maar wat 'n amazing blessing vanoggend om te besef dat ons is in elk geval nie. Ons is in elk geval vir U gemaak. Ons het U gekies. U het in ons kom woon. U transformeer ons laikas na U beeld. Ons beste efforts gaan ons net moeg maak. Dis die level van surrender wat die verskil maak. Mag ons leer surrender, soos wat U aan die Vader surrender het. Mag ons leer surrender, soos wat die Heilige Gees surrender aan U wil. Want dis wat hy doen, is om U aan ons te openbaar. Mag ons aan mekaar surrender, soos wat die woord sê, dien mekaar in liefde. Mag ons toelaat dat liefde ons dryfkrag is, maar ons liefde vir U, nie ons liefde vir ons laaie nie, nie ons liefde vir ons wêreld nie, maar ons liefde vir U. Hy song van ABBA, so amazing om te sê, ons gee vir U terug wat U vir ons gegee het. Dankie dat ons U kan lief hê met die liefde wat U vir ons het. Dankie dat ons U kan dien met dit waarmee U ons kom dien het. Dankie dat ons U kan seën met dit waarmee U ons geseën het. Dankie dat ons kan teruggee omdat ons ontvang het. My hart volgende is dat U elke persoon, Here, net sal toevou in U genade. Dat hulle sal besef hulle is beskermd en veilig by U. Here, dis wat dit so amazing maak, is om te weet dat die vlerke, soos arensvlerke, vou U arms om ons. En U hou ons veilig. U sê, my kinders, kom ek vou julle toe, kom ek bedek jou, kom ek beskerm jou. Want as daar wat die wêreld jou so raak kry, jy weet nie meer wat ek kan doen nie. Maar dis in my teenwoordigheid, waar jy heel word, waar jy gesond word, waar jy weer sterk word. Dankie dat ons net by U kan leer en van U af kan ontvang. Dankie dat wanneer ons nie weet wat om te sê nie, is ons harte genoeg deur net ons voor U te gaan sit en sê, Here, U weet, ek weet nie. U verstaan, ek verstaan nie. U maak sin, dit maak nie vir my sin nie. Maar hy sê, dis al waar ek veilig is by U. Dis my in Christus lewe. Here, mag ons elkeen se in Christus lewe ons wêrelde so aanraak. Huis, werk, kerk, vriendekringe. Here, laat dit 'n impak sal hê op mense om ons. Laat mense na ons lewens se getuienisse sal kyk, hoe ons leef, hoe ons gedra, wat ons doen. Dat ons sê werklik, die Here is in daai persoon se lewe. Jy kan sien, hulle ken God. Mag ons nie net U ken nie. Mag ons, soos Jesus in Johannes 17 gebid het, so een met U wees, dat die wêreld U hand op ons lewe sal sien, in alles wat ons doen. Wil ons U loof, wil ons U eer, wil ons U prys, wil ons U groot maak, want U alleen is God, U alleen is goed, U alleen is groot, U alleen is heilig, U alleen is waardig, en ons wil U eer, met alles wat ons het, en wie ons is. Ons bid dit volgende, in die gesagsnaam van ons Koning Jesus die Christus, en almal sê saam,